Het jy al gewonder hoe jou lewe sou verander as jy elke dag net 'n oomblik in God se woord spandeer? Ons het al reeds meer as 800,000 mense wat hierdie jaar geluister het in hierdie program. 365 dae, 1 reis, 1 Bybel. Vir die nuwe jaar het ons 'n splinternuwe, 'n oomblik in die woord, 1 jaar Bybel, waar jy by elke dag se teks 'n QR-kode sal vind, wat jy met jou selfoon kan skandeer, om saam te lees en te luister van Genesis tot Openbaring, saam met my, Dr. Raymond Lombard. Ons lees en luister uit die geliefde 1953 vertaling, om daagliks jou verhouding met God en sy woord te verdiep. En ja, duisende mense begin saam lees en luister op 1 Januarie 2026. Moenie agterbly nie. Plaas nou jou pre-order vir die splinternuwe 'n oomblik in die woord 1 jaar Bybel. Besoek gerus raymondlombard.com en kry jou Bybel hierdie Desember. Hartlik welkom vriende, ek is so bly julle is almal hier en natuurlik is dit weer tyd. Ons vergader om die boek Klaagliedere en vir ons aanlyn gemeente, dankie dat julle ingeskakel het en mag die diens vir jou, die woord van die Here, tot groot seën wees. So ons reis op die oomblik deur die boek Klaagliedere en dit bring ons nou by Klaagliedere, hoofstuk 3, vanaf vers 27 tot en met vers 36. So maak jou Bybel oop, dan lees ons saam. Vanaf die 27ste vers, hoofstuk 3. Dit is goed vir 'n man dat hy die juk in sy jeug dra. Laat hom eensaam sit en swyg, as hy, dit is God, hom dit opgelê het. Laat hy sy mond in die stof steek, miskien is daar hoop. Laat hy die wang gee vir die wat hom slaan. Laat hy genoeg kry van smaad, want die Here sal nie vir ewig verstoot nie. Maar as hy bedroef het, ontferm hy hom na die grootheid van sy goedertierenhede. Want nie van harte verdruk of bedroef hy die mensekinders nie. Dat hulle al die gevangenes van die aarde onder hulle voete vertrap, dat hulle die reg van 'n man verdraai voor die aangesig van die Allerhoogste, dat hulle 'n mens onregverdig behandel in sy regsaak, het die Here dit nie gesien nie. Tot sover, kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vir 'n oomblik tot stilstand kan kom, dat ons alles kan neersit en ons aandag gee aan die woord van die Here. En ek wil bid dat U hierdie woord sal oopbreek, soos toe Jeremia daar gesit het by die noorde kant van die muur van Jerusalem, in rou, in stof, in as, met 'n gebroke hart, het die woorde van die Here na hom toe gekom, en wat hy neergepen het, wat hy gespreek het, lê vandag oop en bloot ook voor ons oë. Here, niks is vir U verborge nie, U sien alles. My gebed is dat U ons harte sal sien, die begeerte om U liefde en U te dien. Ons het U nodig, Here, as dit nie vir U goedertierenheid was nie, as U goedertierenheid nie elke môre nuut is, wat sal van ons word? Seën en heilig nou hierdie woord in ons harte. Ons bid dit in Jesus lieflike naam. Amen. So vriende, dierbares, ek praat met jou oor 'n juk om te dra, en dit is na aanleiding van vers 27. Dit is goed vir 'n man dat hy die juk in sy jeug dra. 'n Mens kan nie help nie, dit laat 'n mens onwillekeurig dink aan Jesus se woorde, toe hy gesê het in Matteus hoofstuk 11, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En toe sê hy hierdie woorde, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind
vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Jesus praat van neem my juk op julle en dat jy sal rus vind in sy juk, want sy juk is sag en sy las is lig. En natuurlik die woord juk verwys natuurlik dit wat gesit word op die skof van 'n os of 'n dier wat die ploeg trek in die land, sodat die land kan omgeploeg word, of 'n juk wat op sy nek kom om 'n wa te trek. So hier is waar ons is. Jeremia, die profeet, hy het sy eie ervaring. En in sy ervaring sê hy, dit is goed vir 'n man dat hy die juk in sy jeug dra. Hoekom sê Jeremia die profeet in sy jeugjare 'n juk? Hoekom in die dae van sy jonkheid? Wel, ten eerste tog dat 'n mens se jeugjare, dink aan die dae van jou jonkheid, dit was 'n tyd van varsheid en lewenskragtigheid. Dis 'n tyd van ywer en sterkte wat dit makliker maak om 'n juk te dra. Mens wonder baie keer hoekom gee die Here vir 'n jong getroude ouerpaar kinders, wanneer hulle nog so jonk is. Ek dink dit is omdat jy die krag het om deur dit te kom om kinders groot te maak. Andersyds lees ons en wil ons nou dink aan die ander kant wanneer hy sê dit is goed vir 'n man dat hy die juk in sy jeug dra. Miskien meer belangrik, die juk ontwikkel nederigheid en meer erns met die lewe op 'n jeugdige, 'n jong ouderdom. Wanneer daar 'n groter natuurlike neiging by die mens is om ligsinnig met die lewe om te gaan. Wanneer jy vroeg in jou jong lewe 'n juk dra, dan bring dit jou as ware tot besinning oor waaroor dit ook in die lewe gaan. Andersins word die lewe gesien as maar net iets wat baie vinnig vlietend, ligsinnig en verbygaande is. Want jy sien 'n juk in die dae van jou jonkheid forceer jou om God ernstiger op te neem. Daar is 'n bedekte seën. Luister wat sê Paulus in 2 Korintiërs hoofstuk 4, daarvan vers 17 af. Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. So vir Paulus, die ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, moet ons opweeg teen die ewige heerlikheid wat vir die kind van die Here wag. En wil hy sê, kom ons weeg wat ons nou deurmaak, die juk wat ons nou moet dra, kom ons weeg dit op teen die ewige heerlikheid wat aan die ander kant vir ons wag. En natuurlik as jy gaan kyk wat die Psalme sê, in Psalm 119 vers 7 was hy van mening, dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. Dit is goed vir my dat ek verdruk was, dat hy 'n juk moes dra. Hy sê, sodat ek u insettinge kon leer, want dit is wat gebeur, wanneer jy in die dae van jou jeug, in jou jonkheid, moet 'n juk dra. So die hartgrondige getuienis van die psalmes is, as ek terugdink oor my lewe, is dit eintlik 'n goeie ding wat met my gebeur het. En daar's 'n rede vir dit. Onthou Jeremia homself, die profeet. As ons gaan kyk na Jeremia hoofstuk 1 vers 6 en 7, dan sê hy van homself hierdie woorde. Toe het ek gesê, ag Here, Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan. En wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Hy sê, Here, maar ek is jonk. Die Here sê, moenie sê dat jy is jonk nie. Luister na my, as ek jou stuur, gaan net en doen wat ek sê. So, van jongs af, van die begin van Jeremia se roeping af as 'n profeet,
En hy was 'n priester gewees, hy kom uit die priesterlike lyn uit. Van die roeping van sy bediening af, het Jeremia van jongs af 'n juk gedra. Hy het reeds vir die Here gesê, Here, hoekom so in die dae, terwyl ek nog so jonk is, ek is nog bloedjonk. So vroeg in sy lewe, het hy reeds geleer wat dit is om stryd in die lewe te hê. Hy het verstaan wat dit beteken. Onthou vriende, dit is nooit te vroeg. Jy kan nooit te jonk wees om onder Jesus se juk in te kom nie. Dit is nooit te vroeg in jou lewe nie. Ek praat nou van die evangelie juk, die goeie nuus van Jesus. Ek praat van die bekerings- en gehoorsaamheids juk om in te kom vroeg in jou lewe. Die disippelskap juk van Christus. Ek onthou, ek het op 'n baie vroeë ouderdom tot bekering gekom en dit was nou net toe ek begin werk het na my hoërskoolloopbaan en ek nou na die vloot toe gegaan het. En ek onthou dat ek vir die Here gesê het, en ek was toe nog baie jonk, as jy dink, op daai stadium was ek maar 18 jaar oud, toe ek my hart vir die Here gegee het. Toe voel ek, Here, maar ek het al my hele lewe is al verby en ek het nooit leer ken nie. Maar vandag as ek terugkyk, en as ek vandag terugkyk oor my lewe, ek is 65 jaar oud, ek is in my 65ste jaar, ek sou die Here in my hele lewe nooit kon genoeg dank nou en tot in alle ewigheid, dat ek reeds op 'n jong ouderdom by die Here kon uitkom. Ek wens, ek kon by die Here uitkom toe ek 12 jaar oud was. Maar die feit dat ek as 'n jong mens na die Here toe gekom het, daarvoor dank ek hom. Want jy sien, om 'n Christen te word, en om onder Christus se juk te kom, op 'n jong ouderdom, is eintlik 'n groot bedekte seën. Kom ek verduidelik. Dit spaar jou baie hartseer en verdriet, wat die sondige weë jou langs sou gebring het. Die slaggate van 'n goddelose, sondige lewe word jou grootendeels gespaar. Dit bied jou ook 'n langer leeftyd om God te dien. So die klaaglied, hy sê in sy klaaglied, Jeremia, dit is goed vir 'n man dat hy die juk in sy jeug dra. Dis goed as jong mense by die Here uitkom, voordat die lewe jou verrenoveer het, en jy ver op jou leeftyd, op jou ou dag, tot bekering kom, en die lewe al so met jou geploeg het, en die merke van sonde op jou lewe is, en jy dra die verdriet van 'n sondige lewe, gebroke verhoudings, en waar die sondige paaie oral heen gelei het, 'n lewe sonder God, dit word jou gespaar, as jy op 'n jong leeftyd die juk van Jesus kan dra. En hy sê, my juk is sag, en my las is lig. Voort sê klaagliedere, Jeremia, laat hom eensaam sit en swyg, as God hy dit hom oplê. As dit jou juk is, goddelike vrees. As dit by jou goddelike vrees inboesem, as jy in die dae van jou jonkheid 'n juk op jou neem, om stil te word voor hom, voor die Allerhoogste, om hom te vrees, om in stilte te sit. Weet jy wat dit is? Om stil te sit voor God. Om in stilte te ly. As dit is wat God jou oplê. Hy sê, laat hy hom eensaam sit en swyg. Bly stil. Nie murmureer en kla oor die lot wat jy jou in bevind nie. En dan sê vers 29, laat hy sy mond in die stof steek. Miskien is daar hoop. Laat hy sy mond in die stof steek. Dit praat van 'n godvreesende nederigheid. Sy mond in die stof steek is 'n teken van totale oorgawe aan God. 'n Mond in die grond beteken dis 'n mond wat nie kan praat nie. Hy's toe, dis 'n geslote. Daar word nie gevra deur hierdie persoon, wat het ek gedoen om dit te verdien dat dit in my lewe met my gebeur het nie. Nogtans is die mens nie hopeloos nie. Hy bly hoopvol, want dis wat die teks sê. Miskien is daar hoop.
mag dink of blyk asof dit 'n hopelose saak is, maar God kan verlossing en uitkoms bring uit al ons moeilikhede uit. Ek bedoel, daar is 'n vervaldatum dan nou nie. Ons het dan nou gehoor by Paulus in 2 Korintiërs 4, waar hy sê, dat die tydelike, die juk van die tydelike, dit wat ek en jy nou deurmaak, ons ligte verdrukking, die juk wat ons nou dra, geweeg teen die ewigheid, as geen vergelyking, as ons nou net getrou ons juk dra nie. Nou in vers 30 sê die profeet Jeremia, laat hy die wang gee vir die wat hom slaan, laat hy genoeg kry van smaad, want die Here sal nie ewig verstoot nie. Daar's nie verwyte nie. Toon nederigheid en nie wraak teenoor diegene wat jou seermaak en skade aandoen. Selfs Jesus het daarna verwys. Ons sien dit in Matteus hoofstuk 5 in sy bergpredikasie. Toe sê Jesus, draai dan die ander wang. Wat beteken dit om die ander wang te draai? Dit beteken om jou nie te wreek op dit wat ander jou aandoen nie. En in Johannes 18 vers 22 sou ons sien dat Jesus het sy wang gegee. Jesaja sê, hulle pluk die hare van sy wange uit en hulle slaan hom en hulle spoeg hom en hy het sy gesig gegee. Hulle het hom gespoeg in sy gesig. Hy moes die ander wang draai. Weet, dis die dinge wat 'n mens aangryp. Vers 28 sê, sit in stilte, eensaamheid, mond in die stof, laat hy die wang gee. Wat ons hier kan sien is die vernedering, die juk. Dan hoor ons van 3 groot beginsels of eienskappe van God. Wanneer hy in vers 31 sê, want die Here sal nie vir ewig verstoot nie. Onthou, dit is dan nou juis die Here wie se barmhartigheid geen einde ken nie. Kyk wat sê vers 22. Dit is die goedertierenheid van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede ken geen einde nie. Dis net God se goedheid. Hulle is nie elke môre. U trou is groot. Die Here is goed en my siel, ek hoop op hom. Die Here verwerp nie vir ewig. Een van die eerste beginsels van die Bybel is, God verwerp nie vir ewig nie. Dis dan nou juis dat God is 'n barmhartige en 'n genadige God. Hy is lankmoedig en groot van goedertierenheid en van trou. Sy barmhartigheid is nie elke môre nie, dis tot in alle ewigheid. Sy barmhartigheid is tot in alle ewigheid. En nou vers 32 bevestig, maar as hy bedroef het, ontferm hy hom na die grootheid van sy goedertierenheid. So, sy juk is nie vir altyd nie. Daar kom 'n vervaldatum. God dank vir hierdie bemoediging. En jy weet, 1 Korintiërs 10 vers 13 sê die Here, hy sal ons nie bo ons kragte versoek nie. Hy gaan nie ons bo ons kragte versoek nie. So die eerste beginsel is, God is barmhartig, God is genadig, en die Here verwerp nie vir ewig nie. So ten spyte van die juk wat jy moet dra, weet ons wie God is. Ons weet wie ons Vader is en wie die Allerhoogste is. En dan die tweede beginsel wat die profeet Jeremia hier uitlig in vers 33 is, want nie van harte verdruk of bedroef hy die mense kinders nie. Wat beteken dit? Nie van harte bedroef hy die mense kinders nie. So God sal ons nooit van harte bedroef nie. Bedoelende die woorde van harte, dit is, of ons dit nou wil weet of nie, ek moet dit erken, dis inderwaarheid een van die mees aanmoedigendste verse in die hele Bybel. Let op die woorde, want nie van harte verdruk of bedroef hy die mense kinders nie. Die woord is letterlik van harte, bedoelende, hier is die betekenis,
Die Here bedroef ons nie vir sy plesier, of sy genot, of sy satisfaksie nie. Of vir geen rede, omdat hy goed voel omdat hy dit doen nie, of omdat hy iets soek om te doen, om hom mee besig te hou vandag, bring hy hierdie dinge oor ons. Die Bybel is duidelik, God het nie behaag in die dood van 'n sondaar, sê die skrif. Nog minder wil God van sy kind 'n spektakel maak. Dis nie hoe God dit doen nie. Soos die Bybel sê, nie van harte verdruk of bedroef hy die mense kinders nie. Bedoelende, ons ken sy karakter, want ons weet, God is liefde, God is barmhartigheid, God is genadig, ja, hy is ook regverdig, maar die God en Vader van ons Here Jesus, soek altyd vir ons die beste, ewige beste, ewige geluksaligheid, moet ek bysê. So, God verwerp nie vir ewig nie, en natuurlik het ons ook gesien, God sal nooit van harte bedroef, asof hy goed voel daaroor nie. Hy pyn, dit is soos 'n vader wat sy kind moet dissiplineer en sê, my hart pyn ook, vir dit wat ek nou moet doen. En dan derdens, hier's 'n derde beginsel, of eienskap van God, sien ons hier in vers 34, 35 en 36, dat hulle al die gevangenes van die aarde onder hulle voete vertrap, hulle het die reg van 'n man verdraai, voor die aangesig van die Allerhoogste, dat hulle mense onregverdig behandel in sy regsaak, het die Here dit nie gesien nie? In ander woorde, die Here weet wat ek en jy deurmaak, die Allerhoogste. Hy sien alles, niks is verborge voor sy oë nie. Daar's geen verkeerde handeling, of iets wat in die geheim gedoen is, of dit in die volle sonlig gedoen is, wat sy alsiende oë nie sal raak sien nie. Of dit nou in 'n donker plek in 'n geheim gedoen is, en of dit nou in die volle sonlig is, God se alsiende oë sien alles. Niks ontglip die blik, die oë van die Allerhoogste nie. Ook nie sy straf kan ontglip word nie. En dit sou Jerusalem vind, en Jeremia se volk, Israel sou vind, dat God straf hulle vir wat hulle gedoen het. Maar ook nie oorsien hy diegene wat sy naam laster nie. Nog minder het die Here 'n blinde oog vir diegene wat ongeregtigheid teen sy naaste pleeg. Hier staan, het die Here dit nie gesien nie? Wat het hy nie gesien nie? Dat 'n mens onregverdig behandel is in sy regsaak. Dink jy God weet nie wat is jou saak nie? God ken jou saak. God ken jou hart. Hy ken die motief van jou hart. Hy weet wat jy deurmaak. Ja, daar is 'n juk. Maar Jesus sê, my juk is sag en my las is lig. Dit is waar. Die Here hou rekord van al die verkeerde wat teen sy mense gedoen word. En hy is 'n wreker op die regte tyd. Die Bybel sê, moenie jou wreek nie. Los dit vir God. Hy is die wreker. En op die regte tyd sal hy wreek. Vroeër of later eis die Here rekenskap van die mens se doen en late. Ek en jy gaan nie wegkom nie. Vir ons wag daar 'n regterstoel as kinders van God. Daar's 'n plek van beloning. Vir die sondaar wag daar 'n wit troon oordeel. Ja, vir ons as kinders van God, daar is 'n las. Daar is 'n juk, die evangelie juk, die evangelie las, om ons kruis op te neem. Ons het 'n juk om te dra. Jesus sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy sy kruis opneem, elke dag, homself verloon en my volg. Is jy al daar? Wat Jeremia betref, hy sê dit is goed vir 'n man, dat hy die juk in sy jeug dra. As hy moet sit in die stof,
As hy moet stil sit en swyg, as hy sy wang moet gee, laat hom dit doen. Hy sê, maar die Here sal nie vir ewig verstoot nie. Daar's 'n vervaldatum. Daar gaan 'n oomblik kom, wanneer die Here die juk van ons gaan lig. Onthou Jesus se woorde. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Neem my juk op julle, sy juk, Jesus se juk, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Jou siel sal tot rus kom, want my juk is sag, en my las is lig. Jeremia het die Allerhoogste geken, maar het nie sy seun, Jesus Christus, geken nie. Jesus is eers daarna geopenbaar. Vir Jeremia, hy sê, die juk is goed om te dra as jy jonk is. En ek wil vir jou sê, as jy in die dae van jou jonkheid 'n juk moet dra, dank God daarvoor. Eendag sal jy hom vir ewig daarvoor dank. En dat ons nie sal haastig wees om van die juk net ontslae te raak, want Jesus sê, neem my kruis op jou en volg my. Kom agter my aan. Is jy gereed om dit te doen? Sien jy kans om dit te doen? Het jy al begin om dit te doen? Is jy reg om dit te doen? Sien jy kans om te sê, Here, gee vir my die kruis, die juk wat ek moet dra, vir U onthaalde. U het vir my die lewe gegee. U het my sonde gedra. U het die juk van my sonde op U geneem. Ek neem U kruis, want U het gesê, neem my juk op julle. Ek neem U kruis op my. Is jy reg om te bid? Kom ons bid saam. Vader, in die goddelike, wonderlike, kosbare naam van Jesus, dank ek U vir hierdie woord van Jeremia, dat hy tot ons harte spreek, dat Jeremia 'n woord met ons deel, en vir ons vertel, nie vir altyd verstoot die Here nie. As dit nodig is, moet ons die wang gee. As dit nodig is die mond in die stof. As dit nodig is, moet ons stil sit en nie 'n woord sê nie. Dit is goed om in die dae van jou jeug 'n juk te dra. Want vir jou sieleheil, vir jou sielsaligheid is dit 'n goeie ding. Here, ek neem U juk op my. U het gesê, neem my juk op julle. Here Jesus, ek neem U juk op my. En U sê, die juk is sag en die las is lig. Ek sal dit kan dra met U hulp en U genade. Dankie Here vir hierdie juk van die evangelie wat U op elkeen van ons lê, en die juk van die kruis om U te volg elke dag tot die vervaldatum van alles verby is en ons in heerlikheid opgeneem word. Vader, ons dank U in Jesus geseënde naam. En al die kinders van die Here sê, amen. Wonderlik. Nou ja vriende, tot 'n volgende keer, dan gaan ons dieper en verder in die boek Klaagliedere. Tot 'n volgende geleentheid. Dankie, totsiens.